Hemelse Vader, ons kom voor die troon in die naam van Jesus Christus. En ons sê vir u, Abba, Papa, want dit is wat u vir ons gegee het, om op daardie vlak van intimiteit aan u te kan behoort. Here, ek bid dan net dat u vanoggend verheerlik sal word en dat u woord op vrugbare grond sal val en vrug sal dra, dat u ons lofprysinge wat ons aan u gegee het, dat dit tot u eer sal wees, sou wees en dit is, ontvang dit Here, neem dit aan tot u eer en u verheerliking. Vader, dan kom ons ook spesifiek en nou, en ek bid vir Morna, Here, wat nie wel is nie. Ek bid, Here, dat deur die wonde van Jesus Christus, deur die Heilige Gees, dat die by hom sal wees, en dat die genesing sal bring, herstel sal bring, Here, in die naam van Jesus Christus. Word dan verheerlik, o Vader, deur ons saam wees hier in u teenwoordigheid. Amen. Goed, ons noem het maar teksvers, die teksskrifgedeelte waarop die woord vandag, waarop ons die woord bring, is Galasiërs 5 vers 25. En daar so staan, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Nou ek het gedink om te kyk na 'n klomp verskillende aspekte daarvan. Verskillende aspekte van wat dit beteken, wat vloei daaruit om deur die Gees te lewe, wat vloei daaruit om deur die Gees te wandel. Goed, ons weet dat die wat nie vir Jesus in hulle harte het nie, wat nie aan die Here behoort nie, dat die Bybel sê, dat sodanige persone is geestelik dood. Die Bybel praat van hulle as dood. 1 Korintiërs 15:22, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. So wanneer ons vir Jesus as ons verlosser aanvaar, word ons lewend gemaak. As ons nie vir Jesus in ons lewens het nie, dan sê die Bybel ons is dood, geestelik dood. 2 teksverse wat dit mooi duidelik wys, 1 Efesiërs 2 vers 5, en julle, dis nou ons, het hy lewend gemaak, wat dood was, deur die misdade en die sondes. En ook toe ons, ja dit is Efesiërs 2 vers 1, en ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Kolossense 2 vers 13 tot 14, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Hoe wonderlik, ons het lewend geword, en almal van ons hierso, weet ek, het vir Jesus in hulle harte, en dis so wonderlik. Ek wil net dan nou ook nie begin nie, maar ek gaan van die uitgangspunt uit, wanneer ek met julle praat, en ook met mense wat moontlik die video kan kyk, dat ons almal gehoorsaam is aan sy eerste belangrike opdrag, wat gegee is deur Petrus, toe die nuwe verbond begin is om verkondig te word. Dit was die ou verbond, en Jesus het gesterwe, Jesus het opgestaan, hy het opgevaar na die hemel, en op Pinksterdag het hy die Heilige Gees uitgestort, en dan noem Petrus 3 goed, wat eintlik 'n eenheid vorm.
En hulle vra toe nou vir Petrus, na sy boodskap, sê hulle, en toe hulle het hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons dan doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, die waterdoop, in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die oorspronklike tale sê dit baie mooi duideliker, is nie 'n outomatiese ontvangs van hierdie gawe nie, dit is iets wat ons aanneem, net soos wat ons vir Jesus aanneem as ons verlosser, so neem ons die doop met die Heilige Gees in geloof aan. Maar net dat daar nie verwarring is nie, so die hele boodskap het daar die uitgangspunt dat ons is gehoorsaam aan daai 3 opdragte. Maar net so dat daar nie verwarring is nie, net bekering is voldoende vir jou redding. Daar kom baie ander seëninge saam met waterdoop en doop met die Heilige Gees, maar onthou, as jy net tot bekering gekom het, jy vir die persone daar buite, dan is jy gered. Goed, nou enkele dinge wat die Here aan ons skenk, wanneer ons geestelik lewend word, wanneer ons hom aanvaar as ons verlosser, wanneer ons tot bekering kom. Ons het dit reeds genoem, lewe, maar dis 'n ewige lewe. En daai lewe begin al hier op aarde. Dis eintlik die wonderlike, dit voel nie altyd so nie. Ons voel maar partykeer bedruk en benoud, maar ons het die ewige lewe al reeds hier op aarde. En ons kan vanuit daardie perspektief leef. En wanneer ons liggame sou sterf, is dit maar letterlik net 'n oortree, vir uittree in, noem het maar 'n ander lewe. Goed, en dan, die Johannes 3 vers 16, net om dit te bevestig, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan die tweede dingetjie wat ek wil noem, afhangende dan van wat 'n erfenis ons van die Here ontvang, gee hy vir ons na ons dood 'n ewige woning, of op die nuwe aarde, of in die nuwe hemele. En ons het so 'n tydjie terug daaroor gesels, so ons gaan nou nie daardie boodskap herhaal nie. So ons kan uitsien na 'n wonderlike ewige woning wat ver bo dit is wat ons ooit kan vir ons indink, hoe wonderlik dit is, sê die Here, dit wat ons gedink het, dit wat ons gesien het, niks kan daarby uitkom nie. Die derde ding wat die Here vir ons gee, wanneer ons geestelik lewend word, of redelik in daardie tyd, is, hy neem ons aan as sy kinders. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Romeine 8 vers 5, dit is Johannes 1 vers 12, Romeine 8 vers 15 en 16, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees, die Heilige Gees, die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En dan 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Hierdie is vir my 'n kunskap van God. Die Here al so mooi duidelik gemaak aan my, en dit is 'n ongelooflike gawe wat die Here vir ons gee. Ons wat nou bevoorreg was om in Christelike huise groot te word, ons aanvaar partykeer kunskap, so half van selfsprekend, so half nonchalant. Ek is 'n kind van die Here. En ons weet nie eers lekker wat die implikasies daarvan is nie. Dit is iets baie meer oneindigs wonderlik as net, ek is 'n kind van God. Om dit te kan verstaan, ek gaan dit nie
volledig probeer verduidelik nie, maar net iewers so deurtjie oopmaak. As ons kyk na die hemelruim, of ons lees wat gaan aan, dan besef ons dat hier bokant ons is biljoene sonne, wat ons meeste daarvan nie eers kan sien nie. En daar's biljoene en biljoene planete ook om daardie son. En die Here is ook duidelik in sy woord, hy regeer nie oor 'n leë heelal nie. Daar's engele, daar's hemelwesens, ontelbare lewe op hierdie ontelbare uitgestrekte skepping. Maar dis net hier, en dit is die punt wat ek wil maak, die ongelooflike punt, dis net hier op aarde wat ons kinders van God kan word. Miskien besef ons nou ietsie meer daarvan. Hoe ongelooflik bevoorreg is ons om hier te mag leef op aarde. In die Ou Testament praat die Bybel, verwys hy op so 5 of 6 plus minus plekke na engele as seuns van God. Dit is nie die intimiteit wat ons het nie, as kinders van God nie. Ek sal dit nou so 'n bietjie probeer verduidelik. Ons aanbid die Here, en ons spreek hom aan as Vader. Hy het hom openbaar as Vader, as die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Maar, en wanneer ek ook nou aan my gebed in die begin gepraat het en gebid het tot die Vader, sou dit dalk meer akkuraat gewees het as ek net gesê het, my Abba, my Papa in die hemel. Maar dit is nie verkeerd om te sê Vader nie, maar ons doen dit vanuit die wete, dat ons Vader is nie net 'n veraf belangrike figuur nie, dat wanneer ons praat van ons Vader, dan praat ons eintlik van ons Abba, ons Papa. Dit is die verhouding wat ons het. As ek miskien net so 'n klein bietjie die gordyntjie weer kan oopmaak, hoekom ek sê dat dit net hier op aarde is, wat ons kinders van God kan word, waar ons deel kan word van God se huisgesin, sy gesin, net hier op aarde. En dit is opgesluit in die eenvoudige versie wat ons so goed ken, maar almal wat hom aangeneem het hy mag gegee om kinders van God te word. Almal wat hom aangeneem het, wie neem vir Jesus aan as verlosser? Ons hier op aarde, wat besef ons is sondaars, ons is op pad hel toe, en ons neem vir Jesus aan as ons verlosser, om ons vry te maak van sonde. En net hulle, sê die Bybel, net hulle, almal wat hom aangeneem het, net hulle het die reg om kinders van God te wees. Buite in die heelal was daar nie 'n sondeval nie, dis hierso. Gevalle engele het nog toegang tot die hemel, maar hulle het nie die reg om vir Jesus aan te neem nie. Goed, ek hoop julle sien so ietsie meer van daardie wonderlikheid om deel van God se huisgesin te wees. 'n vierde punt wat ek wil noem, wat Jesus vir ons gee wanneer ons lewend word, is God sien ons as rein, skoon gewas, vlekkeloos. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Jesaja 1 vers 18. Dis hoe die Here ons sien. Ons sien onsself partykeer nie so nie. Ons sien onsself partykeer wanneer ons miskien geval het. Maar dis nie hoe Jesus, wanneer ons aan hom behoort, is dit nie hoe God ons sien nie. God kyk deur Jesus na ons. En daarom sê hy, die sonde wat rooi is, wat purper was, is nou wit soos sneeu, wit soos wol, skoon soos wol. 'n ander wonderlike ding wat die Here vir ons gee,
wanneer ons lewend word, God kom woon in ons. Ons liggame raak sy tempel. 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Nou wie woon in jou? Julle al daag gedink, wie woon in my? Ek dink 2 persone. Jou eie gees woon in jou. Stem ons saam? En die God woon in jou deur sy Heilige Gees. Dis die 2 persone. Niemand meer nie, niks meer nie. Daar kan nie 'n demoon in daai tempel van jou woon nie. En miskien, ek weet nie hierso nie, miskien daar buite trap ek miskien op 'n toon, maar dis nodig dat die waarheid moet uitkom. Want daar is mense wat demone uit Christene wil uitjaag of wil uitdryf uit Christene, en dit is nie moontlik nie, want 'n Christen kan nie 'n demoon in hom hê nie. Die persone wat dit doen, besef nie eintlik hoe afbreekend daardie aksies van hulle is in daardie gelowige se lewe nie. Dat hy moet uitgaan daar hierdie week en volgende week sit hy met dieselfde probleem. Elke keer dat hy die idee, daar woon 'n demoon saam met sy gees en saam met die Heilige Gees binne in die tempel en hy kan hom nie uitkry nie, en niemand kan hom uitkry nie. Dis 'n vals lering wat ons moet van kennis neem, dat dit 'n vals lering is. Iets wat vir ons miskien duidelikheid daaroor kan gee, 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 16 staan daar: Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Geen ooreenkoms nie. Hulle woon nie in dieselfde tempel nie. Die Heilige Gees en 'n demoon kan nie in dieselfde tempel woon nie. Of watter ooreenkoms het die tempel van God, wat julle is, met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos wat God gespreek het: ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Goed. Wat ons wel kan weet, is dat demone kan ons van buite af aanval. Nee. Hulle kan ons van buite af miskien versoek. Ek dink die demone het op 'n kol sê die Here, sê die Bybel, jou duiwel het in Judas Iskariot se oor gefluister, nou is die tyd om die Here te verraai. Miskien 'n maklike ding om te verstaan dat die duiwel ons van buite kan aanval, is met siektes. Ons kan siek raak. En siektes het baie oorspronge. Dit kan sommer maar net jouself wees, wat rondslaap en 'n siekte optel, dan is dit maar hoofsaaklik jou eie skuld, en met allerlei virusse en goed wat daar was. Sonde kan oorsake wees, direk sonde, soos rondslaap. Miskien die siektes van die voorouers, jou pa het 'n swak hart, nou sit jy met dieselfde swak hart, jy goed erf so 'n bietjie oor. Maar sommer net omdat jy op aarde lewe. Daar in Johannes het die ouens vir die Here gevra, die seun wat blind was, toe sê hulle, maar wie het gesondig dat hy nou moet blind was? Toe sê die Here, nee, niemand. Dis net dat die werk van die Here in hom geopenbaar kan word. So, siektes kan ons baie keer vang, dood eenvoudig omdat ons op aarde leef. Maar die ou duiwel kan ook direk
'n siekte veroorsaak. Dis wat ek nou eintlik by wil uitkom. Kan nie in ons woon nie, hy kan ons net van buite aanval. 2 voorbeelde daarvan. En die Satan is Job 2 vers 7, en die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel. Van buite af, kon nie in hom kom nie. Ander ene interessante vers van Paulus, die doring in die vlees, 2 Korintiërs 12 vers 7, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. En dan so 2 versies verder, of 3 versies in vers 10, sê Paulus, wat die doring in die vlees is. Ek dink partykeer dink ons, maar ons weet nie wat die doring in die vlees is nie. Want hy sê het met 'n vuist geslaan, en dan sê, daarom, so, en nou gaan hy verder, wat is dan die doring in die vlees? Daarom, sê Paulus, het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Nou, die eerste enetjie, daarom het ek behaag in swakhede. Daai woordjie, as ons nou gaan kyk na wat die woordeboeke sê, in die Grieks en so aan, dan sien ons, dit gaan daar oor liggaamlike swakhede, wat goed so siektes kan wees. So dit lyk tog, Paulus het met liggaamlike swakhede gesukkel, wat self siektes kon wees. Daar was nie 'n duiwel naby hom nie, maar hy het hom van buite af aangeval. Wat ons wel kan weet, en miskien as ons so heel met sondes, met sekere sondes, ek dink veral wanneer dit in okkultisme begin ingaan, as 'n Christen, dan kan die duiwel 'n ongelooflike houvas wel op ons kry. En hy kan tot so mate 'n houvas op ons kry, dat dit amper lyk asof hierdie persoon besete is. Dat hy selfs jou bewegings kan beïnvloed. Beteken nog steeds nie, hy is binne in jou nie. So vir die beraders daar buite, so ding kan jy seker wegjaag, jy kan hom bestraf, dalk is dit net 'n sonde in daai persoon se lewe, wat hy moet bely, maar dit is nooit 'n demoon wat moet uitgejaag word in 'n Christen nie. Goed, die 6de punt, die laaste punt wat ek wil noem, van wanneer Jesus vir ons lewend maak deur sy gees, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef, ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. Ja, ek dink as Christene wat met minderwaardigheidskomplekse rondloop, om wat 'n rede ook al, miskien het die lewe jou 'n paar harde houe gegee, en jy wonder, is ek iets werd, hoekom lyk dit so? Maar hierdie skrif, Psalm 139 vers 13 tot 14, is vanuit 'n gelowige perspektief geskrywe, om te sê, die Here sien ons as wonderbaar. En as ons nou kyk, dit is wat dit beteken om in die gees te lewe, en ons kan nog baie goed byvoeg. Primêr maak die Here ons lewend, ons dooie gees maak hy lewend. Hy gee vir ons 'n erfenis. Hy neem ons aan as sy kinders, vat ons in sy huisgesin in. Hy sê vir ons is wonderbaar. Hy sê ons liggame word 'n tempel van hom. En dan vanuit hierdie posisie wat ons het, sê die Here dan nou, okay, wandel dan nou deur die gees. Met ander woorde, okay, julle sien nou wie julle is. Julle is ongelooflike wonderlike mense, my kinders. Lewe dan nou soos koningskinders. Moenie soos bedelaars lewe nie. Lewe soos koningskinders wie julle is.
Nou goed, wanneer ons lewe of wandel deur die Gees, het ek nou so paar goedjies, ons kan nou eintlik sê, ek het dit nou eintlik opgesom ook wat dit beteken, en dit is om dan nou vanuit daai bevoorregte posisie net te lewe in harmonie met hoe die woord jou lei, en hoe die Heilige Gees jou lei. Maar ek het nou gedink, kom ons gaan net so 'n bietjie verder, want dis partykeer kan ons die wandel deur die Gees te simplisties sien. En ons kan nou miskien net dink, dit is nou vir daai geval wat ek nou moet ek 'n moeilike besluit neem. Moet ek hierdie nuwe werk vat of nie? En nou bid ek daaroor en die Here gee vir my duidelikheid, okay, vat dit of los dit. En partykeer dink ons dit is al wat dit beteken. Om deur die Gees te wandel, maar ons kan maar na die woord kyk, en dit sluit eintlik ons hele lewe in. So ons gaan weer na 'n paar verskillende goeters kyk. Ons gaan eers kyk na somme 'n paar goed wat dit eintlik vir ons moeilik maak om deur die Gees te lewe. Ander dinge weer wat dit miskien makliker maak. Nou die eerste ding wat dit miskien moeilik maak om deur die Gees te wandel, in Kolossense 1 vers 22 staan 'n baie interessante vers. Daar staan, nou verbly ek my, dis nou Paulus wat hier praat, nou verbly ek my in my lyding vir julle, en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is. So, weet nie wie het hom nou lekker gevang nie. Kom ons, ek dink die 2020 vertalings gee om miskien weer so klein bietjie duideliker, kom ons probeer om daar. Nou is ek bly, sê Paulus, nou is ek bly oor die lyding, wat ek om julle onthalwe verduur. Ja, met my liggaam vul ek die oorblywende deel van die verdrukkinge van Christus aan, tot voordeel van sy liggaam, die kerk. Ek het aan die begin gesê, swaar kry, beproewings, toetse, dis onvermydelik in 'n Christense lewe. En totaal en al onvermydelik ook in 'n nie-Christense lewe nie. Maar dis onvermydelik in 'n Christense lewe. En wat Paulus hierso sê, is 'n verskriklik interessante ding. Hy sê, hy vul die oorblywende deel van die verdrukkinge van Christus, vul hy aan. Ons weet Christus het gesterf vir ons sondes, alle sondes. Ek weet Christus maak voorsiening vir ons genesing, vir alle siektes. Partykeer is daar 'n sekere werk wat die Here dalk in jou gees en in jou wil afhandel, voordat hy vir jou genesing kan gee. Kan dalk wees, miskien soos 'n doring in die vlees, iets wat die Here dink, dis dalk beter vir jou, om maar so half heeltyd op jou knieë te wees. Maar Jesus sê ook, Christus het ook omtrent al die verdrukking en al die swaar kry wat ons sou deurgaan of gaan deurgaan, het hy gedra, maar nie alles nie. Hy los 'n stukkie vir ons. Hoekom? Hoekom los hy 'n stukkie vir ons? Ek dink die swaar kry is partykeer goed vir ons, dink ek. Petrus dink so. In 1 Petrus 1 vers 6 tot 7 sê Petrus, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Nou daai beproewing is 'n baie wye woord. Dit is sluit swaar kry van alle soorte en sorts in. Al word julle kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud. Nou hy sê ons geloof is baie kosbaarder as goud, wat vergaan, want goud vergaan, maar deur vuur gelouter word. Hy sê, maar die goud wat vergaan, word deur vuur gelouter. Maar nou kom hy weer terug by ons geloof, so die beproefdheid van ons geloof, sodat dit bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Met ander woorde, hy sê vir ons daarso, goud wat vergaan,
word in 'n vuuroond gegooi en hy word gelouter om hom suiwer te kry. Julle geloof ook. Daai beproewings suiwer julle geloof. Dit suiwer jou geloof, sodat wanneer Jesus kom, jy met 'n gereinigde geloof ook voor hom sal staan. Die ander ding wat dit moeilik maak om deur die Gees te wandel, is sondes. As ons nou vashou in sondes, of is wat ook al. Maar hoe kry ek oorwinning oor sondes? Ek dink is eenvoudig, dink ek. Seker nie altyd so maklik nie, maar ek dink is eenvoudig. En dit is, oorwinning oor sondes begin altyd met 'n keuse. As ek te veel drink, moet ek besluit, ek gaan nou minder drink. Kan nie aanhou te veel drink en dink dit gaan van self regkom nie. As iemand sy vrou verneek, moet hy besluit, ek hou nou op daarmee. Het gaan nie van self net ophou nie. Dit begin by 'n keuse, oorwinning oor sondes. En nou wil ek net sê, na aanleiding van die eerste faset van dinge wat dit miskien moeiliker maak om deur die geloof te wandel. Ons bring baie keer maar beproefdhede oor onsself ook. Ons bring baie keer groot moeilikhede sê maar in ons eie huwelike oor sommer net ons eie selfsugtigheid. Of deur sondes. So daar gaan beproewinge oor elkeen se lewe kom, en nie nou nog goed onnodig byvoeg deur persoonlike sondes. Dis onnodig. Moet dit asseblief nie byvoeg nie. Nou, ek gaan net een sonde hierso noem. Ek dink omdat dit is maar ook maar toe ek het uitgewerk het, en ek dink dit is miskien iets wat redelik algemeen is. En dit gaan oor vergewensgesindheid. Onvergewensgesindheid is 'n sonde wat jou bietjie kan breek. Matteus 6 vers 14 tot 15 sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Ek dink is makliker om iemand te vergewe as jy ook skuldig was. Hy het miskien 'n hou ingekry, maar jy het ook 'n hou ingekry, maar sy hou was dit dalk 'n bietjie beter as jou hou, en jy's nou 'n bietjie kwaad vir hom, maar agterna sal jy besef, maar ek was miskien nie so onskuldig nie. En dit is miskien makliker om so 'n persoon te vergewe, maar ek dink is moeilik as jy voel vanuit jou perspektief dat jy eintlik heeltemal onskuldig is. En partykeer kan jy heeltemal onskuldig wees en iemand kom jou te na. Maar die Here sê ons moet vergewe. Daar word nie onderhandel daaroor nie. En daar's twee voorbeelde, twee duidelike voorbeelde. Een van Jesus self en een van Stefanus wat opgeteken is na Handelinge 7 vers 60. Wat hulle al twee sou doodgemaak word. Heeltemal onskuldig. Maar dit was so bestem vir Stefanus om te sterf as martelaar, vir Jesus om te sterf vir ons sondes. En wat het hulle gesê? Was hulle kwaad vir die mense? Het hulle wrokke gekoester teenoor die mense? Hulle het eintlik die ongelooflike ding gesê en gesê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So, ek hoop nie ek is eendag ooit in so 'n situasie nie, want weet nie of my liefde op daardie pyl is om dit te kan sê nie. Ek sê ook nie hiermee dat mens moet toelaat dat mense op jou trap nie. Ek dink jy het 'n reg om op te staan vir wie jy is. Ek dink is baie belangrik. Maar moenie met 'n ding rondloop nie. Dis waaroor dit gaan. Aansporing. Dis nou die moeilike dinge. Dis die dinge wat ons bietjie breek om in die gees te wandel. Maar is goed as ons weet daarvan. Dan weet ons
as ons begin ons vreugde verloor, as ons miskien ons helderheid begin verloor, dan kan ons weet, miskien hierdie beproewing vat my fokus weg van die Here af. Miskien hierdie sonde vat my fokus weg van die Here af. Dinge wat ons miskien 'n bietjie kan aanspoor. 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 15 staan daar. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n, dit is nou weer Paulus, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop, dus op die fondament gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand, dit wat hy op die fondament gebou het, sal hy skade ly. Hy sal nie loon ontvang nie, hy sal skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Ek dink julle is bewus daarvan, ek dink hier is al was al boodskappe hieroor dat dat die Here gee ook aan ons belonings eendag. Dit is eintlik unbelievable. Hy gee aan ons 'n ewige lewe op 'n wonderlike plek, het sy op die nuwe aarde of in die nuwe hemele, maar hy gaan ook, ons gaan ook voor sy oordeeltroon verskyn, voor Jesus Christus, elkeen van ons gaan voor Jesus Christus se oordeeltroon verskyn. En ons, daar gaan nie melding gemaak word van enige sonde nie. Van geen sonde sal daar melding gemaak word nie. Hoekom nie? Want Jesus het ons sondes vergewe. Toe ons hier op aarde al was, toe ons hom aangeneem het as verlosser, het hy alle sondes vergewe wat ons gedoen het tot op daai punt en in die verlede, en soos wat ons lewe, sê die Here, as ons in die lig wandel, hy is getrou en sy bloed reinig ons, met ander woorde, as ons lewe in die lig, soos wandel in die gees, dan vergewe die Here outomaties klomp sondes wat ons, jy sê miskien hier 'n ding 'n bietjie skeef aan 'n ou, of jy dink daar 'n ding 'n bietjie skeef, wat eintlik sondig is, maar die Here vergewe jou dit. Maar dit kan partykeer gebeur, dat jy verstrik raak aan 'n bietjie 'n grower sonde. Sê maar, jy het nou 'n begin 'n wrok opbou teen iemand, wat jou te nagekom het. Dan gaan die Heilige Gees jou herinner. Daai persoon moet vergewe word. En dan moet jy sê, Here, vergewe my, dat ek hom, sê maar nie vergewe het nie. So, alle sondes, wanneer ons voor Christus se troon staan, geen melding oor enige sondes, alle sondes is vergewe. Dit gaan net gaan oor ons dade, hoe het ons geleef. En dit gaan ook nie net wat ons gedoen het nie, dit gaan oor die motiewe. In 1 Korintiërs 13 sê Paulus van, al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, maar ek het nie die liefde nie, het ek niks. So ek 'n klinkende simbaal of 'n lydende so, hy kyk na die motiewe. Ek kon ook nie nou die woorde lekker agter mekaar kry nie daar, Judy. Hy kyk na ons motiewe. So, Jesus en Stefanus se motiewe was suiwer. Hulle het gesê, Here, vergewe hierdie persone uit 'n motief van liefde. Hierdie ander ou in 1 Korintiërs 13 het sy lewe gegee uit 'n motief van selfsug. Here sê, geen beloning daarvoor nie. Koekies bak op 'n kerkbazaar, ja, jy mag, jy kan. Dis
goeie dinge, maar ons moet nie altyd net na sulke dinge kyk nie. Dit gaan oor alles wat ons doen. Ons hele lewe, hoe ons optree teenoor mense. Tree ons in liefde op teenoor mense? Of nie? Of gaan dit maar altyd bietjie oor 'n selfsugtigheid in ons? En ons hele lewe, die kleinste goedjies wat ons, dit gaan nie net oor om voor 1000 mense die evangelie te kan bring. Dit gaan oor, wat sê jy vir hy een persoon, wat miskien vir jou vra oor Jesus? Wat sê jy vir hy een persoon, wat jy voel, jy wil iets positief sê? Dit word beloon, sê die Here. Dit is die werke van goud en silwer, edelgesteentes. Dit is nie werke van hooi en hout nie. Nie die liefde nie, klinkende metaal of en 'n lydende simbaal geword. Die Here het een keer vir my, en ek het dit op 'n vorige geleentheid, het ek dit al een keer gesê, miskien het julle dit vergeet, maar dit is my so perfek ingepas hierso, dat ek voel, ek kan dit maar herhaal, wat vir ons ietsie sê, hoe goeie werke werk, hoe dit werk. En dit is in Efesiërs 2 vers 10, ek sal hom probeer verduidelik, maar gaan nou net eers lees, Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Met ander woorde, Efesiërs 2 vers 10 sê, God berei die goeie werke voor. En ons, sodat as ons dit sou doen, ons eendag 'n beloning sou ontvang. Iemand kom miskien oor jou pad en hy vra vir jou iets. Miskien hou dit verband met dit wat in jou is. Miskien sien hy vir Christus in jou en hy vra vir jou iets en jy verduidelik vir hom wat dit is. Dis nie toevallig dat daai ou oor jou pad gekom het nie. God het dit voorberei. Hy het daai persoon oor jou pad gestuur. En die feit dat jy vir daai persoon iets gesê het oor hom, is 'n beloning wat hy eendag vir jou sal gee. Of iemand dra swaar, 'n ou tannie dra 'n swaar tas, en jy gaan help, uit liefde uit. Dis nie toevallig nie. God het gesien, hier's 'n geleentheid, laat die tannie kom, jy's ook nou hierso. Hy het daai potentiële goeie werk voorberei. En hy het dit vir my verduidelik, amper met 'n beeld, dat die Here dit vir my verduidelik. En dis hoekom ek dit nooit kan vergeet nie. Hy het gesê, die goeie werke ding, hy sê, dit is soos ons stap op ons lewenspad. Stap ons nou, op die lewenspad. En orals langs die lewenspad, het God geskenke neergesit. En ons kan kies, ons kan maar net verbystap. Maak niks saak nie, ons kan maar net verbystap. Of ons kan die geskenke wat hy neergesit het, optel. Die geskenke wat hy neergesit het, is die goeie dade, waarvoor hy ons eendag wil beloon. As ons die geskenk optel, sal ons eendag die beloning, die wonderlikheid daarvan sien. So dit is hoe ons die goeie dade ding moet sien. So moet dit nie forceer nie, lewe maar net spontaan in liefde. En dan so 'n paar dinge ook, wat ek dink wat belangrik is, vir ons om in die gees te wandel. So 'n paar vinnige goed wat ek gaan noem. Lees jou Bybel gereeld en bestudeer hom selfs. Dit is voedsel vir jou gees. En verlang, 1 Petrus 2 vers 2, en verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Belangrik. Bestudeer die Bybel. 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Geef my jou vraelysie aan die Here, prys hom ook so tussendeur.
nie net 'n vraelysie nie. Bid sonder ophou. Judas 1 vers 20. Maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Wow. Wanneer jy gedoop is met die Heilige Gees, ontvang jy jou gebedstaal. Miskien is dat dalk iemand wat gedoop is met die Heilige Gees, maar hy het nog nie die vrymoedigheid nie, of hy het nog miskien nog iewers 'n ding wat pla, of 'n prop in die mond. Die Here sal dit wegvat. Maar bid, as jy daai taal het, bid in die Gees, soveel is moontlik. Want die Here sê, daardeur bou ons ons allerheiligste geloof word opgebou daardeur. En dan ook, wanneer ons miskien wandel in die Gees, daai ding van, moet ek die werk vat, Here, of moet ek nie die werk vat nie, moet ek nie die kar koop, moet ek nie die kar koop nie, of wat ook al. Kolossense 3 vers 15 sê die Here, laat die vrede van God in julle harte heers. Nou daai heers is die betekenis daarvan is soos 'n skeieregter, die persoon wat die fluitjie blaas. So as jy bid oor 'n ding, moet ek die werk vat of moet ek nie die werk vat nie, maar daar's heeltyd die effentjies se twyfel in jou hart, jy het nie lekker vrede nie, dan moet jy weet, want onthou die Heilige Gees praat nie noodwendig altyd so duidelik met jou, dat jy moet 'n kierie oor die kop gaan slaan en sê, hey, luister nou nie, hy kan dit doen. As jy so hardhorend is, gaan hy dit dalk op 'n stadium doen met mense. Hopelik nie met ons nie, maar hy kan dit doen. Maar as ons bid, en jy het nie heeltemal hy vrede nie, weet dis die Heilige Gees wat vir jou sê, back off, jy het nog nie die vrede nie, iets is nog nie in plek nie. As jy bid en jy het die vrede oor 'n sekere saak, werklik die vrede, dan kan jy weet, dis die Here wat vir jou sê, yes, die skeieregter het geblaas, vrede van God is in jou hart. En 'n interessante vers, Spreuke 16 vers 9, wat baie keer kan ons nog 'n fout maak, ons het miskien 'n bietjie haastig en ons dink ons het nou regtig vrede, ons misjudge ons self 'n bietjie met onsself, dan sê die Here in Spreuke 16 vers 9, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. So baie keer sê die Here, nou was jy bietjie te haastig, maar kom, ek sal jou beskerm teen jouself. Goed, nou ek glo julle sal ook, soos met leef deur die Gees, nog steeds baie goed kan byvoeg, tot wandel deur die Gees. Maar ek dink, dit gee vir ons 'n idee, wat dit beteken om deur die Gees te lewe, en wat dit beteken om deur die Gees te wandel. En ek hoop en ek vertrou dat die Heilige Gees vir elkeen van ons ietsie sal wys wat vir ons van belang is. Goed. Amen. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, ons dankie vir u oneindige liefde. Ten eerste dat ons vir u kan sê Abba. Dankie vir wie u ons gemaak het, wat u vir ons gegee het om te wees. Kinders, koningskinders, met 'n wonderlike toekoms wat vir ons voorlê, Here. Maar ook, Here, het u vir ons gegee, u het ons nie as wese agtergelaat op aarde nie, maar u het die Heilige Gees gestuur. U het u woord gegee om ons te lei, sodat ons ook kan wandel in die Gees, kan lewe tot u eer, soos wat dit koningskinders betaam. Dankie, Here, u help ons daarin, u lei ons daarin, met oneindige liefde. In Jesus naam dank ons u. Amen.